Sonder plan of skets lig Sandra Pelser 'n kwas uit haar palet en laat die muse haar hand lei. Haar unieke olieverfskilderye van vroue is die ongelooflike gevolg. Ons het op Nuisna gaan bewonder. Haar portrette van dames wat jou reg van voor simmetries aanstaar, elkeen met sy eie emosie wat jou blik vasvang, breek glo eintlik 'n paar ongeskrewe kunsreëls. Maar dis 1700 eie soortige vroueportrette later en dis nog lank nie die einde van Sandra Pelser se dinamiese damebrigade. Sandra, dit klink asof teken al van kleins af vir jou iets is wat net natuurlik gekom het en waar jy baie goed was. Ja, ek het as baie klein dogtertjie het ek altyd stokmannetjies geteken en op laerskool was daar in standaard 3 'n juffrou en ek het so al gaan probeer opspoor want sy is eintlik die een wat my in daai rigting ingestuur het en waar ek besef het dit is iets wat ek in goed is. En sy het eintlik hy saadjie vir jou geplant. Sy het die saadjie geplant. En na skool, wat het jy gaan leer? Ek het uit 'n akademiese gesin of familie gekom, maar ek het geweet ek wil iets met my hande doen en iets kreatief. So ek het eers 'n winkelvensterversiering gaan studeer. Toe dog ek nee, ek wil dis nie ek nie en toe het ek skoonheidsterapie gaan studeer. Ek het toe daarna het ek 'n naalsalon in 'n naalsalon gewerk en toe besef ek kan my eie naalsalon van die huis af hê. En wanneer het jy toe begin skilder? My broer het 'n kunstklas begin loop in die aande en toe dog ek, dit klink lekker, ek wil dit ook doen. So ek het toe daar van blomme skilder, landskappe skilder, het ek toe my eie ding begin en my eie wat ek van gehou het. Ek het baie die reëls gebreek. Maar toe die naalkliënte jou kunstkliënte geword. Dis reg. So dit was eintlik 'n baie lekker manier om jou kuns te wys en dit te verkoop want 'n vrou sit vir 2 ure voor jou en dan is sy so verveeld en dan pak ek my skilderye so in die vertrek om hulle en dan het hulle nou maar niks anders om te doen. So sê, is dit een van jou skilderye? Sê ek, ja. Toe die mense dit begin koop. Ergens het jy toe meer rame nodig gehad. So my man, Neil, het gesê hy sal vir 'n stokperdjie sal hy rame vir die kliënte maak. Hy het net 'n naweek gehad en so hy het gou agtergekom dis nie sy passie nie. So toe het ek besluit ek sal ook rame maak. Maar dit was net vir my te veel. Die salon, die rame en daai tyd het ek op Unisa ook kuns begin studeer en ek het klein kindertjies in die huis gehad. Ek het die naals besluit om die naals te los en toe het ek voltyds begin raam en toe het ek weer net deeltyds begin skilder. Sy gooi haar gewig by die raambesigheid in wat grootliks haar skildertyd jaar na jaar in beslag neem. Tot een mooi dag wat haar vinger tydens 'n raamprojek in 'n guillotine beland en sy besluit tot hier toe en nie verder nie. Nou gaan sy skilder. Voltyds. Jou vinger is letterlik afgesny en toe het jy besluit om voltyds te skilder. Is dit wat dit gevat het? Ja, ek dink ek het uiteindelik besef dat ek moet luister want die universe is besig om met my te praat. Iemand sê iets vir my en ek moet gehoorsaam wees. So jy het die vroutjie reeks begin in 2010. Hoekom dink jy connect mense so met die vroutjies? Baie mense sê vir my ek skilder 'n emosie. So sommige mense dit laat hulle hartseer voel, maar dis nie 'n sleg hartseer nie. Dis 'n gelukkige hartseer want hulle wil die vroutjie hê. Ek dink baie mense sê vir my dit laat my aan my dogter dink of die jong mense sê dit laat my aan my ma dink. Maar selfs daar's mense wat glad nie kan kyk nie want dit voel die oë kyk en dit laat hulle ongemaklik voel. So ek het dit ook al ervaar. Wanneer jy begin skilder, beplan jy vooraf, jy weet presies wat jy gaan doen en dan begin jy. Nee, as ek opstaan dan voel dit vir my soos ek gaan werk toe en ek begin. Ek sit met 'n bordjie wat niks op het, net 'n plain grys bordjie en dan dit vloei net uit my uit. En behalwe die plaaslike mark is daar ook 'n oorseese mark. By die uitstallings het baie oorseese toeriste
by my gekoop. En ek dink van daar af dan sien iemand dit in hulle huis en so ons het begin bestellings kry en ons het die aanlyn winkel begin. En jou hele familie is eintlik nou al amper kop in een mis met die kinders. Ja, Neil het my bygestaan van die begin af. Ek kon dit nooit sonder hom gedoen het nie. En dan ons dogter Simone, sy het ingespring, sy is die beplanner. Sonder hulle sou ek dit nooit kon doen nie. En dit is seker so lekker om jou ma ook hier naby te hê. Joh, ja, sy's net ongelooflik. Sy's 'n groot rolmodel vir my. Haar man Neil hanteer tans die verkope en raamwerk, terwyl haar dogter Simone die bemarking doen. Oorspronklike skilderye in allerlei groottes, afdrukke, as ook items soos notaboeke en hangertjies volg. Neil, sou jy ooit kon dink dat jy jou werk sou los om in die kunsbedryf saam met Sandra te gaan? Nee, dit was natuurlik voor die tyd. Ek was 25 jaar in 'n beroep gewees. Daai oomblik toe ek die besluit gemaak het, die draai gemaak het ek nooit weer teruggekyk nie. En dit is nou al seker 13, 14 jaar van voltyds met hierdie werk. Maar ek hoor die familie was 'n bietjie bekommerd, want hulle was nie bekommerd toe Sandra besluit het om dinge te los en voluit in die kuns in te gaan nie, maar toe jy jou werk los, toe is ons 'n bietjie wag. Ja, nee, dit is die stabiliteit word bevraagteken, ja, en my maat Sandra gebel en daar gepraat en sy het my daarin gelok. Skoonpa was bekommerd. Die onbekendheid het mense gepla, ja. Wat sê beteken hierdie kuns vir Sandra? Ja, ek dink Sandra het haar niche gevind, sy het haar bydra tot samelewing gevind. En ek dink dit is baie belangrik vir haar en baie spesiaal. Simone, hoe is jy betrokke by jou ma se kuns? Dis nogals iets wat moeilik is om te antwoord, want ek dink as jy in 'n klein besigheid werk, is jy eintlik deel van alles. Maar ek is maar meestal betrokke by die bemarking en ek is ook 'n ontwerper, so ek help om, as ons uitstallings het, ontwerp ek die uitstallings en ek doen die webtuiste. En dan is ek ook 'n algehele raadgewer, tipe van 'n assistent vir my ma. Ek dink ons tweeetjies is nogals na aan mekaar, so sy vertrou my met baie dinge. Tannie, dis seker lekker om Tannie se dogter so naby aan Tannie te hê. Ja, is absoluut, want as dit nie vir hulle was nie, dan het ek nou al lank op 'n ander plek gaan bly. Waar dink Tannie kom Sandra se kunsgeen vandaan? Ek weet nie, sy het maar altyd gesit en teken, so dis iets natuurliks. En die snaakste ding is, ek het altyd vir haar gesê, moenie gesiggies trek nie, want dis een ding wat jy nie kan, jy doen dit nie mooi nie. Maar sy rebels wat sy is, het sy besluit, nou gaan sy gesiggies teken. Nee, sy is ongelooflik. As jy sien hoe fynkies sy werk, dis daai absolute detail wat sy doen wat so amazing is. Jy sê solank jy gesond is, gaan jy aanhou om die vroutjies se skuld. Ja. Jy gaan nie ophou. Nee, ek was al lus. Dan gedink ek dit sal baie lekkerder wees om nou af te tree. Maar nee, ek kan nie. Dis so deel van my. Ek het probeer aftree. Ons het laas jaar, die hele jaar 'n sabbatical gevat. En hier is ons weer voluit aan die gang. Voluit. Dit is my lewe. Dis my passie. En dit is lekker om te weet, ek sal altyd iets hê om te doen. Ek sal nooit verveeld wees nie. Baie is van mening dat die skoner geslag deur al die eeue heen 'n bietjie van 'n raaisel bly, 'n stukkie misterie waarvan Sandra duidelik iets vasvang.